Die woord wat ek vanmôre met u wil deel, ek gaan baie illustratief wees en dis hoekom ek vanmôre ook hierdie mikrofoon aan het. Wat sien julle hierso? Handskoene in 'n sakkie, maar hy's in 'n comfort zone hierdie handskoene, né? Hy is hier in 'n comfort zone. Om vir hierdie handskoen om aktief te raak, is dit baie nodig dat hy uit sy comfort zone kan uitkom. Maar ek wil vanmôre vir jou vra, maak jy jou gitaar nog aan, want jy gaan nou iets doen. Hierdie handskoene, wat kan hy doen? Ek het nou die dag kort gedagte van Terja ten Boom, wat is haar naam? Corrie ten Boom gesien en dit het my geïnspireer vanmôre. Dit is so deel van die boodskap. Nou hierdie handskoen, wat kan hy doen? Hy kan gitaar speel. Julle geweet, hierdie handskoen kan gitaar speel. Watch hom nou. Kyk hoe speel hierdie handskoen gitaar. Kyk Mackie. En hy kan note druk. Nee, kyk hoe lag hierdie meester gitaarspeler vir my. Wanneer gaan hierdie handskoen effektief wees? Trek gou vir my hierdie handskoen aan. Jy moet maar probeer speel met hulle, ek weet jy sal iets reg kry hierso. Baie mooi oplet, dis waar die tema van vanoggend se boodskap gaan. Maar wat kan hierdie handskoene nou doen? Ek weet jy gaan die sleutels dalk op 'n manier druk, maak nou nie saak nie. Maar wat kan daai handskoene nou doen? Loof die Here. Dankie Mackie. Kom ons help. Dit is eintlik goed, jy moet sukkel om met die handskoen uit te kry, want as jy eers gevul is met die gees van God, dan wil jy nie van dit ontslae raak nie. Mackie, baie dankie dat jy saamgewerk het, ek waardeer dit so. Ek dink u hoor alreeds, wat gaan God vanmôre vir ons sê deur hierdie demonstrasie. En ek gaan vanmôre baie met hierdie handskoene werk, so u moet let, so ek gaan nie vanmôre met jou preek nie, ek gaan vir u vanmôre net 'n lering bring, so that we can get aware again, why did we receive the Holy Spirit? Because this ou handskoentjie can do nothing. Ons is maar net die handskoene, en ons moet dit vanmôre ervaar en ons moet dit beleef. Nou ek kan nou vir hierdie handskoen sê, hoor jy moet nou baie opgewonde wees, vir dit wat die Here met jou wil doen. Ek kan vir hom beloftes maak. En daarom het die woord van die Here tot ons gekom. En ek kan vir hierdie handskoen sê, hoor hierso. Die handskoen kan vir my sê, maar ek kan niks doen nie, ek wil so graag iets doen, ek het uit my sakkie uitgeklim. Nou kan hierdie handskoen vir my sê, maar wat gaan jy vir my doen? Ek sal vir hom net sê, ek het 'n belofte vir jou. But you shall receive power, ability, efficiency, and might when the Holy Spirit has come upon you. Nou net ek gebruik hierdie handskoen net as 'n demonstrasie. Dis nie hy wat jy moet net, jy is geestelik volwasse genoeg om te sien waar jy in die boodskap gaan. And you shall be my witness in Jerusalem and all of Judea. Sê ek nou vir hierdie handskoen, maar dis eintlik wat God vir elke persoon vanmôre sê. Daar's 'n promise wat ek vir jou wil hê. Want handskoen, ek wil hê jy moet 'n impakspeler wees. Handskoen, is jy opgewonde? Is jy opgewonde? Ja, ek is opgewonde. Maar wat gaan gebeur? En die volgende gebeur. And when the day of Pentecost had fully come, they were all assembled together in one place. When suddenly there was a mighty rushing wind of a violent tempest blast, and it filled the whole house with, while they were sitting there. And there appeared on them tongues, resembling fire, which was separated and distributed, which settled on only 2 or 3 of them. Ek wou nou die preek vanmôre. Okay, julle is reg. On each one of them, ek begin hierso. You are bestowed, so good to receive the power of the Holy Spirit. Regdeur tot hier. Jy moet hoor vanmôre, kind van God.
Dat die vuil goed wat vir jou lieg en sê, ek is nie reg vir die Heilige Gees nie, ek is nie bestem nie, is 'n leuen van die vyand. Maar ek sê vir elkeen van julle, each one and each of you are besteld, are destined to have the fire of the Holy Spirit. Hallelujah. And they were all filled. Nou moet ek net hierdie vingertjie uitkry. And they were all filled, diffused through their souls with the Holy Spirit. And they began to speak in other different tongues. Kind van God, ek wil vir jou sê, wanneer jy gevul is met die Gees van God, verander jou taal. Wanneer jy gevul is met die krag van God se Gees, is jou uitsprake, jou sê en jou doen en jou late, dit verander. Want wat het hierdie dag gebeur, when they were filled with the Holy Spirit, they changed. They became the character of Jesus Christ. Wanneer ons gevul is met die Gees van God, verander jou taal, verander jou praat, verander jou benadering, jy kyk anders na situasies. And the Spirit kept giving them clear and loud expression in each tongue, in appropriate words. Hoor jy wat die Gees vanmôre op so liefde volle wyse vir jou en my wil sê? You will have appropriate words in every circumstance. You will have appropriate actions in every circumstance when you are filled with the Holy Spirit. Die tema van die boodskap vanmôre, van belofte na impak. Hy maak 'n belofte in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang as my Gees oor julle kom. En hy hou dit nie net daar nie. Hy gaan verder en hy gaan na Handelinge 2 vers 1 tot 3 en hy bring sy woord in vervulling. Handelinge 2 vers 1 tot 3 is die impakskrifgedeelte, is die impak tafereel wat afgespeel het in die kerk van die Here Jesus Christus, sodat ons met impak kan funksioneer. Sonder hierdie is jy maar net 'n handskoen wat maar heen en weer geslinger word, van geen waarde nie. Jy word neergegooi. Dit voel soos niks werd nie, maar jy sal nie hierdie handskoen waag om neer te gooi nie. Ek is nou nie so sterk, maar ek kan enige uitdaging probeer nou hierdie hand neer te gooi. Ek het in my jare geboks, ek onthou dan nog my uppercuts, ek kan hulle nog onthou. Maar ek sê vir jou, sonder hom, we would be nothing. Sonder hom, well, we will be nothing. Ek weet vanmôre is dit nie 'n kragtige, vurige boodskap nie, of 'n optrede van my nie. Maar ek sê net vanmôre vir u wil God deur sy Gees iets kom wys maak. Ons het die belofte ontvang dat daar impak kan wees, sodat ek en jy ambassadeurs kan wees in die Koninkryk van God. Verteenwoordigers van die Koninkryk van God. Ons is nie net maar Christene nie. Ons is seuns en dogters van God, wat saam met Christus sit in hemelse plekke volgens Efesiërs, om wat te doen, om te heers. Alles wat onder die voete van Jesus geplaas is onder jou en my voete ook geplaas, want ons het die invulling van die Heilige Gees. Ek sit vanmôre en kyk, kom ons sê 300 mense, I'm looking at 300 ambassadors of the kingdom of God this morning. Jy moet weet vanmôre, take heed this morning, take courage this morning, you are more than you can think. En ek breek elke leuen van die vyand oor elke persoon vanmôre wat vir jou wil wys maak, ek het nog nie 'n kwalifikasie nie, ek het nog nie hier nie, ek het nog nie daar nie, maar die Here sê vir jou vanmôre, if you are filled with my spirit, you are an ambassador to make a difference in the world outside. God is hier vanmôre om vir jou te bemoedig, dat ons 'n verskil gaan maak. Toe Jesus vir hulle gesê het, gaan na die Jerusalem, en wag vir my belofte om oor jou te kom, en die belofte het gekom, en dit het toe in vervulling gekom. Hy het nie gesê, die opdrag wat hy in gedagte gehad het, as ons teruggaan na Lukas toe ook, het hy gesê, gaan heen en maak disippels, maar ek het geweet, jy moet eers gevul word met my Gees. Hy het nie vir hulle gesê, gaan na Jerusalem, wag daar, byt vas, moenie bekommerd nie, my koms is naby. Het hy dit vir hulle gesê? Hy het nie vir hulle gesê, gaan wag in Jerusalem, tot ek weer terugkom nie. Ja, hy kom terug. Ons het die Maranatha verwagting, natuurlik het ons die Maranatha verwagting.
Hoor net mooi wat hierdie pastor vanmôre vir jou sê. Ons raak so wegraping obsessie of Jesus wederkoms obsessie dat ons vergeet hoekom is ons gevul met die Heilige Gees. Maar natuurlik is daar 'n Maranatha verwagting. Moet nooit daai verwagting en daai uitkoms sien nie. Jesus het nie vir hulle gesê, gaan na Jerusalem en wag tot ek eendag terugkom nie. Hy het vir hulle gesê, gaan na Jerusalem toe, ek wil julle vul, sodat julle kan my disippels kan wees, en disippels kan gaan maak. Baie interessante gedagte wat ek net vir julle ingooi vandag. Die toring van Babel, dis nou weer 'n boodskap op sy eie hierdie, tensy julle my kan toelaat dat ek tot 5 uur kan bedien, kan ons gou oorgaan na hierdie boodskap toe. Daar is sy, daar ek is al wat ek nodig gehad het. Die toring van Babel, wat het daar gebeur? Hulle het op hulle manier probeer die koninkryk van God bereik. Luister mooi. Hulle probeer die koninkryk, want hulle het gesê, kom ons bou 'n toring. Kom ons bou iets wat sal uitreik tot in die hemel. En wat het gebeur? Hulle het ook tale ontvang, maar daai tale het verwarring gebring. Daardie tale was nie tot eer van God gewees nie. Want God het geweet, uit jou eie vermoë uit, gaan jy nie my koninkryk kan bereik nie. Daarom het hy verwarring hulle ingebring. Maar God kom in Handelinge 1 vers 8 en Handelinge 2 vers 1 tot 3 en hy swaai die hele scenario en hy stort sy gees uit en hy gee hulle 'n regte taal sodat hulle ambassadeurs kan wees vir die koninkryk van God. En die dag toe hulle die taal ontvang, toe hulle die vuur ontvang, is hulle gevul met die Heilige Gees en ons kan gaan na Efesiërs 1 en 2, julle kan gerus 'n studie daarvan maak. Toe het hy ons opgewek en het ons saam laat sit in hemelse plekke saam met Christus Jesus. En nou is ons koninkryk ambassadeurs. Nou is die motiewe reg. Nou is ons toegerus. Ons bou nie ons eie toringkies nie. Kom kinders van God. Ek dink Mackie het vanoggend daaroor gebid of dit genoem. Dit gaan nie oor myself nie. Ek wil my eie ou toringkie bou om die koninkryk van God se werk te doen. Jy gaan nie daaraan slaag nie as jy dit gaan doen. Ding dong, ding dong. Jy gaan by niks uitkom nie, maar die oomblik wanneer jy gevul word, sal hy met die krag van God se Gees, die invulling van sy Gees, dan is jy werklik 'n koninkryksambassadeur vir die koninkryk van God. Wat het ook gebeur by Pinkster? Jesus Christ began the church with the apostles and the few other believers as well. Aan daardie dag, Handelinge 2 vers 1 tot 3. The church with all his members. Dis wat daai dag gebeur, dis waar die kerk gebore is, Handelinge 2 vers 1 tot 3. And the church with all his members were then constituted as a living, dead, powerless body. Nee. Daardie dag, wat het gebeur, kinders van God? Jy is die kerk, jy is die gemeente. Ons as gemeente is een faset van die kerk van Here Jesus Christus. En as hy van die kerk praat, dan praat hy van Shalom. Hy praat van die Follies. Hy praat van die NG Kerk. Hy praat van lede in Christus. Hy praat van lewende woord. Hy praat van wie ook al. Ons is almal deel van die kerk van Here Jesus Christus. And what happens with all its members? Nie net 13 wat hier sit nie, maar 300, ek werk nou maar hypoteties op 300 mense wat hier sit. Werk hy kom en hy maak van ons a living, vibrant, powerful body on the day of Pentecost, when the Holy Spirit was poured out in fullness upon all believers. Wil jy dit saam met my konstitueer? All believers, sê dit weer saam met my, all believers, nou sê jy vir jouself, hey, moi, dit sluit my in. Sê dit vir jouself, hey, dit sluit my in, ek is deel van hierdie. Kom sê dit vir jouself, sê, hey, jy is deel hiervan. Sê gou vir die ou langs jou, jy is deel hiervan. Dan sê vir die ou langs aan, omdat jy gevul is met die Heilige Gees, is jy die mooiste ding wat ek nog vanmôre gesien het. Die Heilige Gees maak ons so mooi. Is dit nie so nie? Is die Heilige Gees wat ons mooi maak. Yes, of ek nou so lyk of so lyk of so lyk, ek bly mooi, ek gee nie om nie. My vrou is goed vir my, sy sê ek moet hierdie enetjie wegwerk, maar ja, is so lekker om koekies in die aand 12 uur te eet of 10 uur te eet, dan raas sy met my, dan is dit die glutens en al die goeders, maar ek is mooi, elkeen van ons is mooi, vir die Heilige Gees. Die uitstorting van die Gees is bedoel vir elke mens. Do you know that we are spiritually joined to Christ and one another by being born by the Holy Spirit?
We are spiritually joined to Christ and one another. Jy kan maak wat jy wil. Al hou jy nie baie van die ou langs aan jou nie. Al ry jy miskien 'n Ford, maar al ry jy miskien wat ook al. Maak nie saak nie. Jy het geen keuse nie. Jy is gebind met jou medebroeder in Christus. If you are born of Christ, you don't have any choice to agape those around you. Ons moet mekaar maar net lief hê, want ons is gebind. En daarom sê ek vir jou, as ons mekaar haat en as ons mekaar opstook en veg en teenstrydighede met mekaar het, dan moet jy gaan ondersoek en sê, hey, hoor hierso, jy are bound. Jy gaan nie hierdie handskoen sit vinger kan aftrek nie. Jy is gejoined. You don't have a choice to love each other. To verdra mekaar, to carry each other, whatever. Wat is verdra? Dit is ja, daar is hy. Mense, ons het nie 'n keuse nie. Onthou net die Heilige Gees, like in die Old Covenant, was net vir sekere priesters, prophets en kings gewees, insignificant other. Net sekere mense. Maar met die Nuwe Testamentiese kerk word ons dan veel toegerus en ons is nou, die Gees van God is ons nou deelagtig. Is dit nie net wonderlik om dit te besef nie? Ons is deel, elke aspek, sodat ons met impak kan optree. Daar waar jy toetree, ons is nie mediocres nie. Mediocres, ons is nie, die Afrikaans vir mediocre is mediocre. So ons is nie net mediocres nie. Ons is nie maar net 'n gemiddeld, ek maak dit ook maar net. Nee, we are more than conquerors through Christ Jesus, who give us the strength and the power. Without him I would be nothing, but with him I know what I can do. Deur die toerusting van die Heilige Gees, is daar in Romeine 8 vers 11 na Jesaja 11 vers 2. Die teoloog wat hier sit, en julle is almal skrifgeleerdes, Romeine 8 vers 11 sê, is daar iemand wat my gou wil help? Ek sal julle nie op die spot sit nie. But the same Spirit that raised Jesus from the death dwells in me. It's the same Spirit that raised Jesus from the death dwells in me, dwells in you. Maar ek gaan nie kom vir audisies nie, hoor, ek stel nie belang in die praise and worship, dis julle job daai. Maar hoor jy wat ek wil sê, Romeine 8 vers 11 sê, dieselfde Gees wat Christus uit die dode opgewek het, woon nou in jou en my. So ons het dieselfde eienskappe as Jesus Christus. Jy moet nou mooi verstaan wat ek sê, dit klink kontroversieel, maar as dieselfde Gees wat Christus opgewek het, in hom inwoon, daai selfde Gees woon in my en jou. Dan kan u vanmôre weet, jy het 5 eienskappe, 6 eienskappe, jy het 6 karaktertrekke, jy is toegerus in 6 areas in jou lewe, na Romeine 8 vers 11, jy is opgewek saam met Christus en jy sit nou in hemelse plekke, dus kom, hier gaan hierdie woord, dis my favorite skrifgedeelte hierdie, toe ons dood was deur ons sonde, Jesus was dood gewees, hy was nie in sonde dood nie, die Gees van God het hom opgewek, en hy het hom gevat en het hom laat sit by die Vader. Net so sê Efesiërs, toe ons dood was deur ons sondes, het die Gees van God gekom, en hy het ons opgewek, en dit is waar wedergeboorte plaasgevind het. As jy baie gewonder het, waar het wedergeboorte plaasgevind? Ons is dood deur ons sondes, maar toe die Gees van kom en hy wek ons op, het daar 'n volgende geboorte plaasgevind, en wat het gebeur? Hy laat sit ons in hemelse plekke. Maar, wat was die implikasie, wanneer jy die Gees van God het? Jesaja 11 vers 2, en op hom rus, dis waar Jesaja geprofeteer het van die Messias, die takkie, en hy het gesê, op hom rus die Gees van wysheid, verstand, raad, sterkte, kennis en die vrees van God. En die 7de ene is die Gees van God self, die vrees van God en dan die Gees van God self. Ek wil vir jou vanmôre sê, kind van God, seun, dogter van God, omdat jy die Gees van God in jou het jy wysheid. Hoor mooi, die profetiese woord wat iemand uitgegaan het vanmôre, veral nou moet jy mooi luister, omdat die Gees van God op jou rus, moet jy vrede hê, jy het wysheid, jy het verstand. Hierdie is weer 'n boodskap op sy eie, so hierdie preek gaan nou aantal sommer 7 uur vanaand. Wysheid. Jy het verstand, gaan doen 'n bietjie jou eie studie. Wat behels hierdie woorde? Gaan doen 'n bietjie eksegese oor elkeen van hierdie woorde. Jy het wysheid, jy het verstand.
Jy het raad. Vir jou wat vanmôre hierdie woord uitgegaan het, jy kry raad. Jy het sterkte, jy het boldness, jy sien kans. Jy het kennis. Jy moet regtig 'n bietjie studie gemaak van Jesaja 11 vers 2 en die vrees van God. Weet jy, dit is iets wat jy in jou karakter met jy is, die vrees van God. Vrees van God. Die respek wat ons het vir God. Vrees is nie bang nie, hierdie vrees is respek vir God. Erken hom, dis die vrees van God, want ons het vrymoedigheid om tot sy troon te gaan. Wat ek vanmôre net vir u wil bespreek, dit was jy moet hierdie gedagte, eintlik kan ek nou ophou met hierdie boodskap, want ek dink die kern van die boodskap het vanmôre deurgekom. Ek glo vanmôre, dit was die underpinning message that we need to hear, van belofte na impak. Van voor die belofte was ons net dit gewees. Maar nadat die Gees van God uitgestort is, het ons krag in die Heilige Gees. En kan hierdie hand, soos hy meester gitaarspeler, heerlikheid, merk ek kan net droom soos jy. Ek kan net droom om te wees soos jy. Heerlikheid, dit is allemaal lekker as ou so kan gitaar speel. Maar net so kan ook wees, Jackson op die klavier. Hy kan ook, gelukkig is hy af. Hierdie ou handskoen. Yes, Handy, hy wil nie eers die ding, wat noem jy hierdie klawers wil hy afdruk nie, maar met hierdie handskoen, soos Jimmy Swaggart maak, hardloop jy om so, kan hierdie handskoen, jy is dom man, jy moet gekleed wees, dan kan jy ons speel, dan kan ek hierdie saksofoon vat, dan kan ek die basgitaar speel, ek wonder of hierdie handskoen die dromme kan speel, hy gaan as hy handskoen aan het, gaan hierdie dromme vir ons 'n verskil maak. Ek wil u net vinnig deurvat, deur 'n paar gedagtes, dat u net sal weet, 'n paar praktiese illustrasies, daar is so baie, ek het net 4 of 5 wat die Here op my hart gelê het, net om vir jou te wys, hoekom het ons die Gees van God ontvang? Om 'n impak te kan maak, want sonder die Heilige Gees sou dit nie moontlik gewees het nie. Ek gaan net vir u 4 areas noem, is jy reg daarvoor? Sê God, hart, jy moet nou hoor wat die Here vir jou gaan sê, want jy is deel hiervan. Is jy reg daarvoor? In die eerste plek, the power of the Holy Spirit is given to you to tell others about Christ. Okay, klim maar net terug op julle stoele, want julle is nou so opgewonde. The power of the Holy Spirit was given to you to tell others about Christ. Die laaste opdrag was gewees, gaan dan heen, maak disippels, leer hulle, onderrig hulle. Dit was die laaste opdrag. En dis hoekom hy gesê het, gaan Jerusalem toe, wag vir die belofte, want julle moet uitgaan, sodat my kerk gebore word, sodat julle kan gaan en disippels gaan maak. Kan ek vanmôre sien, wie is almal disipelmakers in hierdie plek? Jy kan jou hande, jou voete, jou tong, jou ore, alles kan jy nou opsteek vanmôre. Ons is almal disipelsmakers. Is dit nie mooi nie? Is dit nie pragtig om dit te besef nie? It is the Holy Spirit who brings people to Christ and gives them new birth. Ons is net die mondstuk. Ons is maar net die getuie. People are drawn to Christ by the urging of the Holy Spirit. Wanneer ons hier uitnodigings maak, dan is ons die instrument in die hande van die Heilige Gees. Ons is net in die hande van die Heilige Gees. Wanneer ons mense oproep om hulle saak met God reg te maak, is ons net die mondstuk. Maar dit is in die uitnodiging, in die verloop van die diens, en wat 'n situasie ook, then it is the Holy Spirit who urges people to come to Christ. It's the Holy Spirit that urges people that they have a need for Christ. Jy moet dit vanmôre hoor, dis die Heilige Gees wat ons inspireer om te besef, ek het 'n nood na Christus, I've got a need for Christ. Was dit nie geswees, en dalk het u dit ook al ervaar, toe jy in die banke gesit het, die volgende oomblik, het jy net begin huil, jy het begin skud, something is inside of me, I need Jesus, it's only the Holy Spirit that can do that. En kom ons wees maar net die instrument, sonder dit, ek weet nie, dit is onmoontlik. Jy gaan dit nie kan reg, hierdie ding kan nie eens, hy probeer praat, maar dit gaan 'n flaw wees. Dis nie ons ou jargonkies en ons ou goedjies wat ons sê nie, dit maak geen sin nie, maar wanneer jy gevul is met die Heilige Gees, sal God deur jou spreek, en hulle wat op daai stadium deur die Gees van God geurge word, om 'n need for Christ te hê, sal dan in vervulling kom. Is jy nog met my?
Is jy nog reg? Moet ons die aircons kouer stel? Jy moet nie hierdie woord vanmôre mis nie. So without him, we can do nothing. Hoekom kan ons vanmôre sê, alles wat ek sê word vanmôre gesubstansieer deur die woord van God, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Wow, dit vat soveel druk van ons al weg, hè Nikkie? Dit vat soveel druk. Nou moet ek iemand gaan probeer oortuig. Ek moet goedjies vir hom sê, net om sy kop te draai. Nee. Wees jy maar net die handskoen. Al moet jy net vir iemand gaan sê, ek is lief vir jou, was dit al wat jy op daai stadium moes gesê het, want die urge is al reeds in sy hart. En hy het net gewag vir daai oomblik. Hy het gewag vir daai connection. Wees jy maar net die handskoen. Wees jy maar net die ene wat loop. Ek hou vir vanmôre eenvoudige demonstrasies. Dan sal jy bereik. You will be the connection for that person who have a need for Christ. Hy sal kom en hy sal hy persoon oortuig van sonde, geregtigheid. Ons moet hulle leer natuurlik. Dit sê nie nou net kom ons gaan staan daar en sê gee jou hart van die Here nie, maar die Here gebruik ons. Dit wat ons in hierdie gemeente doen, die lerings en die teachings, dit moet daar wees. Maar dit is die Gees van God wat harte urge om hulle saak met God reg te maak. Hy trek ons nader. Wat het Mackie vanmôre gesê? If you draw to me, I will draw to you. En die Heilige Gees help ons, sodat ons 'n need kan hê to draw unto Christ, and then he will draw back to us. Dankie daarvoor, Mackie, dit is so mooi wat ons vanmôre gehoor het. Dis wat die Heilige Gees doen. Volgende punt. Die Heilige Gees gawes word tot nut van die liggaam van Christus. En ons het die gawes van die Gees van God ontvang. We have received the gifts of the Holy Spirit, sodat dit tot nut van die liggaam van Christus wees. Wat wil ons daarby vanmôre bedoel? So kom ek sê, ek bring net vanmôre golden nuggets by u wat ons moet invat en moet ons gaan appliseer daar buite. The Holy Spirit bestows certain gifts upon different members for the benefit of the whole church. Gemeente, is hier nog met my? En daar sê as jy net bly intree, dat die vyand nie steel nie, want hierdie is so belangrik. Die vyand wil nie hê dat die kerk hierdie vrymakende waarhede moet hoor nie. Is the Holy Spirit bestows certain gifts upon different members of the church for the benefit of the whole church. Ons ontvang nie 'n gawe of 'n gift van die Heilige Gees. Dis myne hierdie nie. Ek hou hom vir myself. Ek wil hom koester. Jy het die gawes van God se Gees ontvang for the benefit of the church. Vir die benefit van die kerk van die Here Jesus Christus, waarvan Shalom 'n gemeente is wat deel vorm van die kerk van die Here Jesus Christus. Wat sê die woord van die Here vir ons? Elkeen van ons ontvang 'n manifestasie van die Gees om die gemeente te bevoordeel. Hoekom dink julle is ons so ernstig, is Pastoor Lorenz en die leierskap en elkeen van ons so ernstig? Kom meld aan vir dienswerk. Dis nie om jou besig te hou nie. Dis nie om jou net ergens aktief te hou en dat jy niks moet doen nie. Maar jy, kind van God, het 'n gawe van die Heilige Gees ontvang. Jy het 'n manifestasie van die gawe van die Heilige Gees. Het sy dit profesie is, het sy dit bediening is, maak nie saak nie. As jy mooi gaan lees in Romeine wat ook vir ons sê, dat elkeen het 'n gawe ontvang, 'n sekere gawe, 'n sekere bediening, die basiese gawes van die Heilige Gees ontvang. Jy het die kraggawes, die kragwerkende gawes, en ons bied kort kursusse aan oor die gawes van die Heilige Gees. As daar weer so iets is, kom luister, kom word deel, dat jy kan weet, waarvoor het God jou geroep? Wat het God in jou ingeplant? Tot die gemeente se voordeel. Hierdie handskoen kan nie net hier bly lê nie. Dan bly ek maar net nutteloos. Maar kom meld aan en sê, hier is ek. Hier is ek. Ek het 'n gawe van God ontvang. Ek het 'n bediening ontvang tot nut van die gemeente. Want saam is ons 'n gemeente koöperatief om op te bou wat God vir ons instoor het. Is jy nog met my? Die gawe is nie vir eie gewin nie. Dis nie vir jou selferkenning nie.
Ek wil nie te veel op hier ingaan nie, maar die gawe is nie vir my sodat ek meer belangrik as 'n ander ene kan wees nie, want baie maklik kan pride inkom, gou kan self-righteousness inkom. Want ek wil net vanmôre, ek wil nie op 'n negatiewe noot praat, maar ek wil dit net vanmôre beklemtoon. Jou gawe wat jy ontvang het, is ter wille van die liggaam van Christus, want hierdie liggaam moet by mekaar gehou word, want hy het elke gawe nodig, elkeen het 'n handskoen, en elkeen speel 'n rol om hierdie gemeente, want ons is almal gemeentelede, ons is ingevoeg by mekaar. Die een is die pinkie, die een is die ringvinger, die een is die middelvinger, die een is die wysvinger, en die ander een is die duim. Jy het elkeen het 'n rol om te vervul. Ek wil die gemeente aanmoedig. Raak bewus van waarvoor God jou geroep het. Jy's geklee, jy's deel van die handskoen. Die volgende punt wat ek met u wil net deel is, hoekom ons die Gees van God ontvang het. Daar is so baie punte wat ek graag met u wil bedeel. Maar ek ervaar net vanmôre wil die Here 'n paar golden nuggets los. En ek weet dit gaan terugkom na jou toe, jy gaan dit oordink, jy gaan dit die oordenking van jou hart maak. Dit is die toegang tot die bonatuurlike. Kerk van Here Jesus, is jy nou reg om die volgende te hoor? Ek vra vir die kerk vanmôre, jy wat die kerk is jy reg om die volgende te hoor? Die sê vir jou, dit wat ek nou gaan hoor, gaan my inspireer. Dit gaan my so inspireer, ek gaan nie eens koffie hierna drink nie, ek gaan nou kolonare toe, ek gaan hospitale toe. Is dit reg so daai koffie ouens maak maar alles toe hoor, hierdie ouens gaan nie nou koffie drink nie, hulle gaan nou so geïnspireer wees. Ag, as daar net 3 mense wat wil lag oor my grappies, sal ek bly wees. Nou lag sommer almal. Ek sê hierdie goed in 'n ligtelike wyse, maar die Gees van God kom en hy beklemtoon iets by ons. Ons het toegang tot die bonatuurlike. Do you realize we have access to the supernatural? We are not ordinary mediocres. We are moved in the supernatural. Ek sit saam met Christus in hemelse plekke. Alle owerhede, alle magte, all disciplines, everything is under my feet like Jesus Christ. We reign from heavenly places. Mense, hierdie is die woord van God, is nie Fransjo 3 vers 3 interpretasie nie. Die woord van God sê vir my, ek sit saam met Christus en I am reigning from heavenly places. Hoor jy vanmôre God se woord? Ek wil jou van bemoedig daardeur. My broeder, ons is nie onder omstandighede nie. You can't be under circumstances. Sê vir jouself, ek gaan nooit weer sê, ek is onder die omstandighede nie. Sê dit nou vir jouself. Nou net, jy moet dit vir jouself sê. As jy nie vir jouself gaan sê nie, dan gaan jy jok en die volgende keer, wanneer jy dit gaan doen, ek sê, wow, wat het ek daai Sondagoggend gesê, die 31ste Mei? Ek is nie onder omstandighede. My broer, my sis, hoe gaan dit? Ag, onder die omstandighede. Weet, as iemand dit sê, wil ek blou wille wees, boekpen skoor skry, ek wil... Kom aan, ons is nie onder omstandighede nie. Ons is nie onder omstandighede nie. Hoekom nie? Want ek sit saam met Christus in hemelse plekke en all principalities, alle magte, alle owerhede is onder my voete. Elke omstandighede. Kom trappel ons gou bietjie. Kom mense, jy wat sit saam met Christus in hemelse plekke, trampled on your circumstances right now. You have circumstances. Ek voel die Gees van die Here sê, noem dit nou vir die Here. Noem nou vir die Here, noem dit vir die Gees van die Here en sê, Lord, I declare, I am now over and above all circumstances. Noem dit gou. Ek gaan gou so 'n paar sekondes daarvoor toelaat. Kom net vir 'n oomblik, doen daai manifestasie. Dankie Here, u sien nou. Noem dit vir die Here en trampel. Kom, jy moet hom trap. Jy moet hom trap, maak nie saak wat dit is nie. As daar reumatiek is in daai bene, lig dan ten minste net jou tone, maar doen net iets. Loof die Here, loof die Here. Ja, ek raak so opgewonde, ek sê sommer loof die Here, prys haleluja, God al die eer. Luister nou volgende, sê dit wat daar op hy bord nou is ek. Sê ek is Paulus, ek is Paulina. So dit is vir almal bedoel hoor. Hierdie skrif wat nou daar gelees is, ek is die Paulus, ek is die Paul, en die Paulina. And God did, julle het vir julle self gepreek nou. Ek kan nie, dis die woord van God, dis nie Fransjo 18 vers 19 nie. Dis die Gees van die Here, wat vanmôre vir mense wil sê, you are meant for the unusual and the extraordinary. O Here, my
gebed is, dat hierdie dierbare volk vanmôre van U net hierdie woord sal inneem, dit sal glo en daarin gaan beweeg en dit 'n verskil gaan maak, want die wêreld daar buite het nie nog 'n politieke uitspraak nodig nie. Die wêreld daar buite het nie nog 'n rentekoers op of af of nog 'n petrolprys nie. Nee, but we are called to be the unusual, the world outside God. Romeine 8 vers 19 wat sê, want die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders en die seuns en dogters van God. Sê vir jouself, ek is 'n seun, ek is 'n dogter van God. Romeine 8 vers 19 is op my van toepassing. Die skepping, die wêreld daar buite, die politici, Suid-Afrika, wag met reikhalsende verlange vanmôre. As ek in Shalom se konteks kan sê, wag met reikhalsende verlange dat Shalom sal uitbeweeg om 'n verskil te maak. Nature is waiting with urgency for the revelations of the Son of God and daughters of God. Hoor die konteks, ek het so erns hier in my binneste, ek wil begin gil en skree, maar hier so erns, die Gees van God kan meer doen as wat ek gil en skree en iets doen. Dat hy vir mense sê, come on, I have equipped you for the unusual and the extraordinary. Kom ons gee die Here net dankie, dat hy ons vertrou. Dat hy ons vertrou met die unusual. Hoor dit, liewe kinders van God. God trusts you with the unusual and the extraordinary. Kan die Here my gebruik om hy verwoerde hospitaal leeg te gaan maak? Nee, maar ja. Sonder hom kan jy gil en skree maak wat jy wil. Maar wanneer jy instap in daai hospitaal in, ek sê vir julle kinders van God, ek sê hierdie goed nie ligtelik nie, dis die tyd wat ons begin inbeweeg, na die hospitale moet sê, o heerlikheid, hier kom Shalom se mense alweer, daar gaan ons geld, daar gaan ons inkomste, daar gaan hulle, want hulle gaan kom, hierdie mense, hierdie pasiënte gaan in rye uitstap, ek is nie ligtig nie, ek is nie onverskillig as ek hierdie goed sê nie, ek staan op God se woord wat sê, unusual, extraordinary things. Kom kerk, gaan uit, laat ons dit gaan doen. So that the handkerchiefs or towels or the aprons which had touched his skin were carried away and put upon the sick, and the diseases left them, and the evil spirit came out of them. Oh, rakasekete Jesu, God se Gees, praat in julle harte in vanmôre mense, hy praat in my hart vanmôre. Ons gaan nou nie 'n religious ding maak, nou ewe skielik handskoentjies en servetjies en goedjies nie, maar daar is tog 'n krag daarin. Luister die konteks waarbinne hierdie woord vanmôre bedien word. Paulina was so vol van die Gees van God, as hy gekom het en sy het gekom het, as hy dit geraak het, die beïnvloeding wat plaasgevind het, en daar waar hy geval het, wat het gebeur? Daar's verskil, die extraordinary wat plaasvind. Kerk van die Here Jesus, bonatuurlike ervarings behoort nie net in die kerk as iets bloot, toevallig, of as iets bykomstig nie. Ek laat dit net daar, dit moet nie net toevallig wees nie. Ons is die Nuwe Testamentiese kerk, wat onafskeidbaar moet wees van die bonatuurlike. Ons kan nie anders nie. Kerk, hier is ons. Gemeente, hier is ons. The supernatural and the extraordinary. Die Nuwe Testamentiese kerk. Hier is die Nuwe Testamentiese kerk, wat gebore is in die Handelinge 2 vers 1 tot 3. Dit is onafskeidbaar. Son, as jy hierdie handskoen het, moet jy gaan. En as jy hand op die siekes lê, sal hulle genees word. En dan as jy die mortuary gaan instap, nou sê pastoor, nou gaan jy te ver. Nee, hy het gesê, ons sal dooies ook opwek. Sê die woord van die Here, sê, repudieer my as dit nie so sê nie. Julle sal dooies opwek, julle sal duiwels uitdryf. Hand op die siekes sal julle lê. Nee, dis net bedoel vir die pastoor. Kan ek pastoor Lorenz se ding gebruik wat altyd sê, pelou nie man. Nee, elkeen van julle wat hier sit, oud of jong, daai kinderkerk, elkeen van julle, dit is waarvoor jy geroep het, for the unusual, dit is deel van die kerk. Ek en jy is kerk. Weet jy, ek en jy is kerk? Nie hierdie gebou is die kerk nie. Ek en jy is kerk. Ek laat dit net daar. So ek sê vanmôre vir hierdie kerk, gaan en gaan funksioneer in die bonatuurlike. Jesus se belofte was gewees, julle sal groter dinge doen
as wat ek gedoen het. Kom aan mense, ten minste moes 90% van mense nou van hulle stoel afgeval het. Wow, nou besef ek werklik wat die Here vir my wil sê. Groter dinge sal julle doen as wat ek gedoen het. Groter in omvang, in alle opsigte gaan ons dit kan doen. Is hierdie gronde hier langs aan iets onmoontlik vir die Here? Come on, hier is 300 mense, wat kan vanmôre saamstem? Kom stem gou saam met my. Here, ons is die liggaam, U het ons toegerus, ons het die krag vanmôre om 'n uitspraak te kan maak, en ons verklaar dat die afbetaling van hierdie grond hier langs aan, wat U vir ons gegee het, gaan in 'n rekord, supernatural, unusual tyd, gaan die grond afbetaal word, in Jesus naam. Here, deur die hande klap, stem ons koöperatief saam, en dankie dit wat ons nou in die gees kon release het, dat die atmosfeer nou geskit is, deur waar een of meer saamgestem het oor 'n saak. Die volgende punt, hoekom die gees van God vir ons gegee het, ek kan baie lank daaroor praat, ek gaan dit net noem. Die aard van God se liefde. Jy kan nie anders as om die ou langs jou lief te hê nie. Jy kan nie al skryf vir die bulls, die stormers en die lions en wie ook al. Jy moet hom nou maar net lief hê. Veral as jy vir die stormers skree, dan vererg dit baie om jou lief te hê. Dan het jy agape liefde nodig. Toe maar julle stormers, julle sal my nog lief hê na die tyd, né? Die bulls het goed gegaan gister, maar Here, het ons gaan Merrifield toe. Dit daar gelaat. Pastoor, jy kan ons nie hierdie goed sê nie. Man, kom aan. Ons is mense, ons kuier lekker saam, die aard van God se liefde, en hierdie toekomsverwagting, Romeine 5 vers 5, ek het hom met die NLV, die New Living Translation, en hierdie toekomsverwagting sal ons nie teleurstel nie. As jy vanmôre voel jy kan nie liefde gee nie, hier is 'n toekomsverwagting vir jou, dit sal jou nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het, en hy wil daai selfde liefde, wil hy projekteer na die mense rondom het hy sy liefde mos in ons harte uitgestort, deur sy Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Sonder die Heilige Gees, ek het jou lief, Gerard, Here, ek het tog, nee man, jy bluf my, maar met die Heilige Gees, het ek jou lief. Ek kan kom, as ek jou 'n handdruk gaan gee, as ek jou 'n hek gaan gee, man, die liefde gaan net uitstraal, maar hierdie flat coke, hy gaan niks kan doen nie. Is dit nie so nie? Jackson, that can't demonstrate love to you. Kan nie demonstrate love to you. Dis al wat hierdie ons kan doen, as jy vals is, as jy nie eg is nie. Maar mag gevul met die Heilige Gees. Here, jy is so goed, dat jy op so eenvoudig die woord vanmôre oopbreek, dat ek kan dit verstaan. So wide, you can't get around it, so low, you can't get under it, so high, you can't get over this great, wonderful love. Hoe was dit gewees, Mackie? Ja, jy's mense, dit is eenvoudig. Ons moet daai liefde demonstreer. En dan die laaste gedeelte wat ek met u wil deel. Die Gees van God het vir ons gegee. Dit is die hart van Pastoor Lourens en Mariet. Hierdie sal 'n geesvervulde gemeente wees. Jy hoor wat is die aanslag? Die soek na die presence van God. Dat ons 'n geesvervulde gemeente sal wees. Dis ons hart. Is dit nie so nie? Dis een van ons waardes, dis een van ons mikpunte, nie net vir hierdie jaar nie, maar dat hierdie 'n geesvervulde gemeente sal wees. Luister na die volgende. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is daar vryheid. Is dit nie wonderlik om dit te besef nie? Where the Spirit of God is, there is freedom. Daarom sê ek vir jou, jy die manifestasies van die Gees van God, jy kan met vryheid jou bediening uitleef. Daar is vryheid deur die Gees van God, want God is nie 'n God van wanorde nie. Kom, ek wil vir jou verseker, jy weet wat is die tendens en die strekking van die afgelope dienste, dat die Here kom net op 'n bonatuurlike wyse en hy krap alles om. Was daar ooit enige oomblik wanorde gewees? Hy is 'n God van orde. Julle moenie bekommerd wees nie, ek wil berusting by jou bring, dat die Gees van die Here gaan meer en meer ons dienste oorneem. Daar sal nie wanorde wees nie. Daar sal orde wees, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges.
Hy is in beheer. Hy weet alles. Hy het al die wysheid en verstand, raad en sterkte, kennis en vrees van God. Hy sal dit doen tot ere van Jesus Christus. Die Gees van die Here is nie 'n diktator nie. Hy kom net en sê, Shalom, is julle bereid om oor te gee aan my? En Shalom sê, ja Here. Ja Here, kom ek wil hê dat iemand die volgende saam met my bely. Here, ons is honger na 'n daadwerklike manifestasie van God se Gees in ons persoonlike lewe, maar ook wanneer ons koöperatief by mekaar kom. Shalom buig voor U en ons verklaar, Heilige Gees, U is hoof van hierdie gemeente. Amen. Amen. 'n Kerk wat sonder die Heilige Gees funksioneer, is 'n pragtige, mens-georkestreerde organisasie en ons aktiwiteite is maar net om mense besig te hou en tikboksies af te tik. Verstaan jy wat se konteks dit sê? Sonder die Heilige Gees is ons 'n pragtige georkestreerde, die mooiste programme. En ek sê nou nie hierdie goed, nou moet ons ophou wat ons doen nie, dis alles Heilige Gees geïnspireerd wat Shalom doen. Maar sonder die Heilige Gees word ons maar net 'n plek wat tikboksies aftik en mense besig te hou. Dis nie wat pastoors Lorenz en Mariet se hart is om jou besig te hou nie. Kom sê hulle, kom meld aan en wees deel daarvan. Enkele kenmerke van 'n vibrant, en ek maak klaar hiermee, enkele kenmerke van 'n vibrant, powerful body on the day of Pentecost vir 'n geesgevulde gemeente is die volgende. Dis maar enkeles wat ek kan noem. 'n Geesgevulde gemeente, wat gebeur daar? Daar's werking van kragte en die heilige gawes sonder kompromie en verskoning gaan funksioneer. Hoor dit en ek weet ek kan namens pastoor Lorenz praat. In elk geval ons dink aan hom waar hy vanmôre bedien in Mosselbaai. Ek weet die Here gebruik hom kragtig daar. Ons bid hom sterkte toe daar. Maak 'n verskil ook want dit is wie bedien vanmôre by Mosselbaai. Wie bedien vanmôre hierso? Franso 3 vers 3. Gees van die Here wat vanmôre beweeg. Daar gaan werking van kragte wees in hierdie gemeente omdat ons 'n geesgevulde gemeente is. Die heilige gawes gaan funksioneer en ons gaan nie verskoning vra nie. Ons is nie arrogant nie. Ons kan nie compromise nie, mense. Die woord van God is God. En in die Gees van God, daar's nie wanorde nie. Mense, toegerus vir dienswerk. Growth Track, Bible School on Wheels, daar is soveel geleenthede. Julle sien, julle hoor die hart van Shalom. Ons maak nie die disippels nie, maar ons leer en onderrig hulle aangaande alles wat hy vir ons geleer het. Mense wat toegerus is vir dienswerk. As jy voel in 'n area van jou lewe, ek het 'n tekort, hier is ons mense wat sit, wat jou kan help en jou kan ondersteun, kom meld aan en sê, ek wil toegerus word. I want to be equipped for the ministry. Mense het 'n persoonlike verhouding met God. Ek profeteer oor hierdie gemeente, hulle sal bekend staan as 'n gemeente. Elke persoon het 'n persoonlike verhouding met God. When you are a spirit-full congregation, when you are a spirit-full church, you will have a relationship with God. Het hierdie handskoen 'n verhouding met die Here? Het hierdie handskoen? Hy het 'n verhouding, hy's gevul met die Here. Jy kan nie 'n keuse hê as om werklik 'n verhouding te kan hê met die Heilige Gees nie. You don't have a choice if you are filled with the Holy Spirit. En nou kom die vyand vir jou en hy sê vir jou, ja man, 30 jaar terug het jy die gemmerkoekies van jou pa se rak afgesteel. Jy kan nie verhouding hê nie. Die dag toe jy daai handskoen aangetrek het, het hy er weggewas en hy dink nie meer aan jou oortredinge van die verlede nie. Ja, maar Here, ek kan nie met 'n verhouding hê met U hê nie, want ek voel nog so skuldig oor daai gemmerkoekies. Dan sê die Here, waarvan praat jy? Daar's een ding wat die Here nie kan doen en hy kan nie onthou nie. Jou sondes kan hy nie onthou nie. Hy maak 'n belofte en hy sê, ek sal dit in die see van vergetelheid werp en nooit weer daaraan dink nie. Ek noem hierdie goed vanmôre vloek in my hart, want mense word nog deur die verlede gekastei oor wat hulle verkeerd gedoen het, wat die Here jou reeds vrygemaak het, reeds vergewe het, en nou sukkel jy om 'n verhouding met die Here te hê. Ek breek dit vanmôre in Jesus naam, hierdie leuen oor jou, in Jesus naam. Alle programme is ondergeskik aan die leiding van die Heilige Gees. Kan nie meer as dit sê nie. Die woordverkondiging bring verandering mee. Sit nie ons hart nie, dit is pastoor Lorenz en Mariet se hart.
dit wat hier van die kansel afkom, dit moet verandering bring. As ek vanmôre net hierso was, en as hierdie handskoen wat maar net gelawaai het, sou daar nie verandering gekom het nie. Maar ek sê dit met alle eer aan die Here, maar omdat hierdie vanmôre die verkondiging van God se woord gebring het, is daar veranderinge besig om plaas te vind. Is daar 'n renewal of the mind wat besig is om plaas te vind? As gevolg van hierdie ouetjie? Nee, maar omdat die Gees van God vanmôre werksaam is. En dan laaste, liefde vir God, liefde vir mense, geniet wat ons doen alles uit uitnemendheid. Hierdie kernwaardes het ons leierskap nie maar net gaan sit en 'n paar goedjies gou aan mekaar geslaan nie. Maar met die Heilige Gees kan ons lief wees vir God. Jy onthou die skrifgedeelte wat ek net nou gesê het. With the Holy Spirit you can love God. You will know how to love God. Ons is lief vir mense, soos ek al heeltyd gesê het. Met die Gees van God is jy lief vir mense. Jy kan net nie anders dan nie. Jy wil net heeltyd wees, jy wil hom kuddel, jy wil sy pet reg trek, jy wil sy hemp reg trek, jy wil net alles vir hom doen, jy wil vir hom koffie aantrek. Hierdie hande van jou is so vibrant, hy kan net nie ophou nie. Hy gaan sy wat ook al. Sorry Jackson. Kasha ba yashukutu Yesu. As ons lief vir mense en wat ons doen ons met uit wat ons doen, geniet ons om dit te doen. Want die Gees van God het my deel van hierdie liggaam gemaak. Ek geniet wat ek doen, want ek doen dit tot eer van Jesus Christus. En dit wat ek doen ek in uitnemendheid. Sonder die Gees van God is ons geblote maar net 'n handskoen. Maar met die Gees van God, that's who we are. That's who we are. Geliefdes, is die paar gedagtes wat ek vanmôre met u wou gedeel het. Ek het nie 'n persoonlike uitnodiging wat ons gaan gee nie. Kan ek vir u met mooi vra, kan ons net vir 'n oomblik staan voor die aangesig van die Here? En daarmee gaan ek afsluit. Jesus, ek dink aan die gebed, toe u vir u disippels gebid het, het u vir hulle gesê, Vader, hier staan ek, met hulle wat u vir my gegee het. En u gebed, Here Jesus, was so impakvol. Ek is nie u nie, Here, maar ek kan vanmôre net 'n mondstuk namens u wees. Here, hier staan ons wat gegee is deur die Here om vanmôre in hierdie plek te wees, om betrokke te wees in hierdie gemeente wat deel is van die kerk van die Here Jesus Christus. Here, en ek neem u vrymoedigheid onder die inksie van die Heilige Gees om te verklaar. En gemeente, kan ek u vra nou op 'n oomblik net jou hande uit te steek om dit te ontvang. Here, ons verklaar vanmôre, sonder u is ons maar net 'n dooie handskoen. Maar ons verklaar vanmôre, Here, wanneer ons gevul is ons gevul met al die aktiwiteite en die krag van die Heilige Gees. En hierdie gemeente het ons hande koöperatief op te steek en te sê, ons maak dit ons eie, Here, dit sal groei in ons binneste, ons sal agslaan op u woord wat vanmôre uitgegaan het, en ons sal 'n deel van ons lewe maak, en ons sal 'n verandering daar buite gaan maak. Ons as gemeente wy ons aan u toe, Heilige Gees, kom vul ons net weer, waar het miskien die handskoen bietjie pap geraak het, Here, bid ons namens so baie mense vanmôre, come give me a refill, give me a rekindling this morning, oh God. Daar was 'n tyd gewees wat die handskoentjie maar bietjie pap geraak het en wat die hand bietjie uitgegaan het. Maar ons kom vanmôre en ons vra vir 'n rekindling. Fill us, Holy Spirit. Dit wat ons vanmôre ook tydens die Power Hour gesing het. Kom, Heilige Gees. Without you we will be nothing also. En daarom is hierdie gemeente deur ons hande op te steek, surrender om te sê dat my papa handskoentjie kan niks doen nie, maar ons surrender en verklaar, deur die krag van die Heilige Gees sal ons aktief wees en ons sal 'n bruikbare handskoen en 'n instrument in u hande wees. Hier is ons, Here, en die kinders wat die Gees van God vir ons gegee het, om te sê, hier is ons, bruikbaar, en dit wat ons vanmôre gesing het, we will ride with you, we will conquer with you, and we say, yes Lord, yes Lord, we will ride with you. Yes Lord, yes Lord, we will ride with you in heavenly places with the army of God. Dankie vir u woord, Heilige Gees. Hierdie woord het geval op vrugbare grond en ons sal die arbeid en ons sal die vrug sien wat voortgebring is in Jesus naam. Amen en amen.